Goeiedag en baie welkom aan al ons luisteraars vandag. Ons is bly om die geleentheid te hê om saam met u die woord van die Here te deel. Kom ons lees saam uit die Bybel uit die Ou Testament by Jesaja hoofstuk 61. Ons lees van vers 1 af. Die Gees van my Heer, die Here, is op my, omdat die Here my gesalf het. Hy het my gestuur om 'n goeie boodskap te bring aan magteloses, om die met gebroke harte se wonde te verbind, om die wat weggevoer is, se vrylating aan te kondig, en bevryding vir die wat geboei is, om die genadejaar van die Here aan te kondig, ons God se dag van wraak. Om almal wat rou te troos, om te voorsien vir hulle wat oor Sion rou, om vir hulle tulbande te gee in plaas van stof, vreugdeolie in plaas van rou, klere vir lofprysing in plaas van 'n verslae gees. Alles sal genoem word terebinte van geregtigheid, geplant deur die Here om hom te verheerlik. Hulle sal die oeroue pynhope herbou, die verwoeste plekke van vroeër weer oprig. Dorpe en pynele wat geslagte lang verwoes is, sal hulle nuut maak. Vreemdes sal in julle diens wees en julle kleinvee laat wei. Buitelanders sal julle plaaswerkers en julle wynbouers wees, maar julle priesters van die Here sal julle genoem word. As dienaars van ons God sal daar na julle verwys word, die rykdom van nasies sal julle geniet, en met julle luister sal julle spog. In plaas van julle skande word julle dubbel vergoed. Ja, in plaas van vernedering sal hulle jubel oor hulle deel, daarom sal hulle 'n dubbele deel in hulle land in besit neem. Daar sal vir hulle ewig vreugde wees. Ja, ek die Here het regverdigheid lief. Ek haat roof, veral saam met onreg. Ek sal hulle beloning aan hulle gee op grond van my trou. 'n ewige verbond sal ek met hulle sluit. Hulle nageslag sal bekend wees onder die nasies. Hulle nakomelinge onder die volke. Almal wat hulle sien, sal hulle herken, dat hulle die geslag is wat deur die Here gesien is. Deur die Here geseën is. Ek verheug my grootliks in die Here, my hele wese juig oor my God. Want hy het vir my klere van verlossing aangetrek, 'n mantel van geregtigheid het hy my omhang, asof ek 'n bruidegom is. Soos 'n priester met 'n tulband, soos 'n bruid met haar verserings. Ja, soos die grond sy plante voortbring en 'n tuin sy saailinge laat uitsprei, so sal my Heer, die Here, geregtigheid en lof laat uitsprei voor alle nasies. Wonderbare Here, ons sê dankie vir hierdie dag, 'n dag wat U gemaak het. Ons jubel en ons juig, want U is vir ons goed. U het ons hiernatoe gebring en U het hierdie geleentheid geskep dat ons na U woord kan luister. En ons, U kinders, Here, wil sê, Here, spreek. Ons, U kinders, luister vandag. En Vader, mag ons hierdie woord in ons harte neem en mag dit stil word in ons harte, dat as ons na U luister, sal ons U stem hoor. Vader, spreek vandag, want ons, U kinders, luister. Amen. Ek wil vandag praat oor bome. Bome. Daar is 'n reuse bloekomboom voor ons kerk. En dit gee 'n skaduwee, maar dit is ook 'n potensiële bedreiging. Want die takke kan in die sterke winde val op die kerk
of op die buurman se huis, of op die munisipale kraglyne en dit beskadig. Hulle sê dikwels die wortels van die bloekomboom is net so lank ondergronds as die boomstam wat bo die grond is. Dit wil sê daardie wortels is baie diep. By iemand se huis op die hoek van die straat is onlangs 'n groot boom het gegrawe op daardie eiendom. En dit het 'n reuse kratte daar 'n gat gelaat. Maar egter nog is die bloekomboom bekend vir baie water drink. Die bloekomboom drink tot 1000 liter water elke dag. So, as jy langs 'n bloekomboom woon en jy is afhanklik van die water, die grondwater, soos 'n put wat langsaan is, raak ontslaap van die boom, want daardie boom drink al die water en daar gaan geen water in daardie put wees nie. Daar is ook 'n bamboesboom, né? Dit neem 3 tot 5 jaar om sy wortels te vestig. En terwyl in daardie tyd lê daardie wortels dormant, niks gebeur nie. En dit is so, as jy niks sien groei nie, wil jy dit uitkrap. En dan, wanneer die lote grond breek, groei daardie bamboes vinnig, ongeveer amper 1 meter per dag. En binne 60 dae is dit ten volle volwasse en die volle hoogte bereik, daar in die lug in. En net so Piesangboom groei uit 'n stomp of 'n loot. Nadat 'n tros piesangs geoes is, word die stam afgekap. 'n Nuwe stam groei uit die stamp uit wat in die grond agterbly. 'n Nuwe boom kom tevoorskyn en daar is 'n nuwe was. Maar die eikeboom is nogal merkwaardig. Die boom groei uit 'n klein saadjie wat bekend staan as 'n eikel. Die boom groei enorm en bied skaduwee aan mense, nes maak vir voëls en veiligheid vir ander diere soos die eekhoring. Die eikeboom word groot en sterk. Mense maak goeie, soliede meubels uit eikehout. Daar word ook genoem die terebint. Die terebint wat in die Bybel genoem is 'n symbool van krag, lang lewe, uithou vermoë en veerkragtigheid. Die Bybel sê vir ons, vertel ons van die vyeboom. Dit is tradisioneel is daar van die vyeboom verwag om vye vir menslike gebruik te dra. As die boom onvrugbaar is, dit wil sê geen vrugte nie, is dit afgekap en in die vuur gegooi, soos brandhout. As ons na Jesaja luister, die outeur van hierdie boek, dit is Jesaja die profeet, en hy spreek die mense aan, en hy sê vir hulle wat die Here oor hulle sê. Hy het aan die volk van Israel geskryf, of liewer geprofeteer, voor hulle ballingskap. Jesaja het Israel se ballingskap, hulle gevangenskap in 'n vreemde land, hulle onderwerping aan slawerny en uiteindelik hulle verlossing verwag. Ja, het vir die mense gesê wat om te verwag. Nou, waarom was dit nodig vir God se uitverkore volk, God se uitverkore kinders, om deur al hierdie aaklige dinge te gaan en te volhard? Dit is sodat hulle self kon bewys, of liewer dat God hulle kon toets en louter. Dit is om vast te stel of bepaal dat hulle 'n planting van die Here is
dat hulle die Here se kinders is en dat die Here hulle daar gebring het. Dit is ook so dat hulle sy pragt, die Here se pragt en glorie kon vertoon. Al die vreemde nasies rondom hulle het geweet dat hulle 'n God het wat vir hulle sorg. En dit is die glorie wat aan hulle vertoon word deur die Israeliete. Die terebinte wat hier genoem word by ons vers in die Bybel, Jesaja hoofstuk 61 vers 3. Hulle sal genoem word terebinte van geregtigheid, geplant deur die Here om te verheerlik. En dit is presies daardie terebinte waaroor ons vandag wil praat, die eikebome van geregtigheid. Dit is soos steenpilare en pilare in die kerk of 'n groot gebou. Net soos Samson sy hande oor daardie pilare en daardie groot tempel, die Colosseum, gaan sit het en dit gedruk en dit laat val. En baie van die vyande is doodgemaak. Hulle is daar oorlede in daardie Colosseum. Die pilare is sterk en net soos daardie terebinte of eikebome is daardie pilare. Nou, die mens word gered deur God se genade. Die Bybel sê vir ons dat ons is so gemaak dat ons altyd rebellieus is teenoor die Here. As daar goed is, dan wil ons die kwaad doen. As ons die Here se gebooie is, daar wil ons ander goed gaan doen. Daar is altyd sonde wat vir ons wegneem van die Here af. En daar is altyd goddeloosheid daar teenwoordig wat die mense weglei van die Here af. En dit is net so daar by die Israeliete, dat hulle dit ervaar het, dat elke nou en dan is die mense weg van die Here se teenwoordigheid en die Here moet vir hulle terugbring. En dit is hoekom hulle daardie ballingskap ervaar het. Dit was deel van hulle hardnekkigheid wat die Here vir hulle teen hulle gehou het. God se oorvloedige genade, liefde, barmhartigheid en medelee is oorvloedig vir hom, vir ons, vir daardie mense. Hy wil ons soos 'n hen haar kuikens rondom haar versamel onder haar vlerke. Wil die Here vir ons ook versamel onder sy vlerke, ons beskerm en ons liefde vertoon. Daar is herstel. Daar is die belofte van herstel. Nie net oor die Israeliete nie, maar ook oor ons ook. Om 'n geliefde in die dood af te staan, is geen grap nie. Enige mense is neerslagtig nadat hulle 'n geliefde aan die dood verloor het. Ons sê, hulle is bankrot, hulle geloof is geskit, hulle is verlore. Dink aan baie mense wat kinders verloor het, wat nooit weer gevind gaan word nie. Wat het daardie moeders in hul harte? Hulle het net rou, hulle het net treur, want hulle het hulle kinders verloor en hulle weet nie of daardie kinders leef of hulle oorlede is. Die Israeliete het hulle huise in ballingskap weggevoer. Die Babyloniërs het hulle slawe gemaak, weggevoer en slawe gemaak in 'n distante land, in 'n ver geleë land. Maar God het hulle, die Israeliete, herstel. En dit is hoekom vra hy vir hulle, of vra hy vir ons, om 'n terebint, 'n eikebome te wees. Want daardie terebint, daardie eikeboom was betekenisvol. Dit het vir die Here betekenis gehad. Hy het hulle lief gehad. Dit is beduidend van wat die Here vir hulle wil doen. En hy wil hulle liefde toon. Hy wil hulle 'n volk van die Here maak. 'n getuienis
teen al die mense, die vyandige mense wat daar gebly het. En dit het essensie. Dit sê vir ons waaroor die Here is. Hy is liefde, hy is barmhartig, alles, nee. Dit is soos 'n soetreikende geur wat na die Here toe opgaan. En hy vra vir ons dat ons moet net so sout, lig en riviere van lewende water wees aan die mense waartussen ons leef. Net so met die Israeliete, hulle moes 'n getuienis wees tussen al die vreemde nasies wat rondom hulle gebly het. By Lukas hoofstuk 4 vers 16 tot 21 lees ons hierdie verse, hierdie woorde. Toe Jesus in Nazareth kom, waar hy groot geword het, het hy op die Sabbat na die sinagoge gegaan, soos sy gewoonte was. Toe hy opstaan om voor te lees, is die boekrol van die profeet Jesaja vir hom aangegee, en hy het dit opgerol en die plek gevind waar geskryf staan, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die goeie boodskap aan arme mense te verkondig. Hy het my gestuur om vir gevangenes aan te kondig, dat hulle vrygelaat sal word, en vir blindes, dat hulle weer sal sien, om onderdruktes te bevry, en om die genadejaar van die Here aan te kondig. Hierna het Jesus die boekrol opgerol, dit aan die amptenaar teruggegee en gaan sit. Almal in die sinagoge se oë was stip op hom gerig. Toe het hy met hulle begin praat. Hierdie gedeelte uit die skrif is vandag vervul terwyl julle daarna geluister het. As ons hierdie woorde luister, is dit presies dieselfde woorde wat ons by Jesaja hoofstuk 61 vers 1 en 2 kry. Dit is dieselfde verse wat nou Jesus gelees het daar in die sinagoge. En hy sê vir die mense, dieselfde opdrag, dieselfde gedeelte, dieselfde skrif is vervul in hulle midde, terwyl hulle geluister het, terwyl hy daardie woorde uit die boekrol gelees het. Vriende, dieselfde opdrag wat Jesus aarde toe gekom het, om te vervul, is ook aan ons gegee om uit te dra. Ja, ons het dieselfde missie waar Jesus hier kom doen het op die aarde, om die goeie nuus uit te dra, om vir mense te lei terug na God toe. Die doel van hierdie transformasie is om tulbande, sieraad te gee in plaas van stof, soos die woord sê. Om vreugdeolie in plaas van rou en treur te verskaf. Klere vir lofprysing in plaas van 'n verslae gees. 'n Gewaad van lof vir 'n verslae gees, soos sê 'n ander vertaling. Lofprysing in plaas van wanhoop. Ons is oorwinnaars. Ons is seëvierend. Ons ervaar beproewinge, ja, maar gooi dit af, want die Here het ons beloof dat hy vir ons oorwinnaars sal maak. Hy vra vir ons om vas te staan. Net soos 'n eikeboom of 'n terebint, dit gee skaduwee, né? En ons moet net so skuiling gee, 'n toevlug gee aan mense wat rondom ons in die nood is. Dus soos die terebint tuiste gee vir voëls en neste gee vir die voëls wat neste kom maak in daardie boom. Dit gee beskerming aan die goed wat daar kom skuil. En daar word meubels gemaak. Dit is van nut, dit is prakties. Dit is nie maklik om 'n groot boom soos die terebint of die eikeboom te verskuif nie of dit gebuig nie.
Ons moet net so wees soos daardie terebint. Ons moet beskerming, ons moet skuiling, ons moet 'n toevlug gee vir die mense wat dit nodig het. En daar is baie van hulle rondom ons. Ons moet net rondkyk en luister na die wat in die nood is. Ons moet vir mense gee wat haweloos is. Vrouens wat nie 'n huis het nie, wat geslaan word, kinders wat geslaan word. Hulle moet beskerm teen al hierdie goed. En net soos meubels gemaak word van daardie eikehout, moet ons van nut wees. Daar moet 'n praktiese nut wees vir ons lewens by ander mense. Ander mense moet goed uit ons lewens vind. En net soos daardie boom onverskuifbaar en onbuigbaar is, moet ons ook vasstaan. Ons moet sterk wees. Ons moet die Here se woord aan mense gaan gee. God verbind die gebrokes van hart. Ons is die dienaars van die Here, sy ambassadeurs, sy verteenwoordigers. Daar is mense wat in die wêreld huil. Hulle huil van skaamte. Hulle huil omdat hulle iemand geliefde verloor het. En as Jesus mense wil omhels, gebruik hy vir jou en vir my om daardie mense te gaan omhels. As Jesus na mense toe wil gaan en vir hulle 'n drukkie gee, gaan hy vir jou en vir my gebruik om vir daardie mense 'n drukkie te gee. Ons is sy ambassadeurs. Ons is sy verteenwoordigers hier op die aarde. Ons moet daardie troos wees aan almal wat treur. Net soos die woord van die Here sê vir ons, gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. En hoe kan die Here mense troos, anders om ons te gebruik, om goeie woorde, om ons teenwoordigheid vir mense daar te wees. Mense verloor geliefdes, en ons kan nie niks vir hulle doen nie. Net om daar te wees, om hulle te vertroos, is genoeg. Rou, treur, gebrokenis van hart, sak en as, is nie 'n mooi gesig nie. Ons moet na hierdie mense toe gaan en hulle situasie verander. Ons moet eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Ja, ons moet hierdie uitspreek, vryheid, verlossing, vreugde, lofprysing. Ons moet wees daardie terebint of eikeboom vir Jesus. Ons moet vasstaan, ons moet daar wees vir mense rondom ons. Kom ons bid saam. Wonderbare Here, baie dankie vir u woord vandag en ook u Gees wat deur hierdie woord in mense se harte gaan kom woon. Dankie Here vir almal wat luister, dat hulle hierdie woorde te harte sal neem en daar vrugte sal wees in hulle lewens, dat hulle vertroos sal word. Maar Here, dat ons as Christene, gelowiges, volgelinge van u, sal ook vasstaan soos terebinte, soos eikebome van geregtigheid, en mense bystaan in hulle uur van nood. Dankie Here, dat u vir ons hier geplaas het op die aarde, tussen mense, in 'n gemeenskap, dat ons van nut gaan wees, dat ons in ander mense prakties kan inspreek, sodat alle by u kan uitkom en vertroos wees. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen.